Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 8ste Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: tienerswangerskappe is 'n nasionale krisis volgens die DA. Jou volle storie is hier. Nog berigte: 70% van SANW se begroting gaan vir salarisse. Philippi Oos: 3 mense is doodgeskiet. FSA stel nuwe tariewe voor. Andriva, die vrouekampioen op Roland Garros. Kimi wen die Monaco Grand Prix. Die DA het kommer uitgespreek oor die toenemende aantal tienerswangerskappe in Suid-Afrika en beskryf die situasie as 'n nasionale krisis. Volgens die party het sowat 2700 meisies tussen die ouderdomme van 10 en 14 jaar gedurende die 2024 boekjaar geboorte geskenk. Die party sê die syfer is ontstellend omdat kinders in hierdie ouderdomsgroep besonder kwesbaar is. Die hoë aantal swangerskappe onder jong meisies het nie net 'n invloed op hulle gesondheid nie, maar ook op hulle skoolloopbaan en toekomstige geleenthede. Volgens die DA dui baie van hierdie gevalle moontlik op seksuele uitbuiting of misbruik van minderjariges. Die party vra daarom vir sterker wetstoepassings, beter beskerming van kinders en groter ondersteuning vir hierdie slagoffers. Die DA meen ook dat meer gedoen moet word om jong mense in te lig oor verantwoordelike verhoudings en reproduktiewe gesondheid. Daar word ook gevra vir nouer samewerking tussen die regering, skole en gesondheidswerkers, asook gemeenskappe om hierdie probleem aan te pak. Die party waarsku dat die land nie die omvang van die krisis kan ignoreer nie en dat dringende optredes nodig is om veiligheid, gesondheid en toekoms vir die hele Suid-Afrikaanse kinders kan beskerm. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag verkeer al vir verskeie jare onder ernstige finansiële druk. Volgens beskikbare inligting word ongeveer 70% van die weermag se begroting aan salarisse en ander personeeluitgawes bestee. Dit beteken dat slegs 'n beperkte deel van die begroting beskikbaar is vir die aankoop en instandhouding van toerusting, opleiding van soldate, brandstof, voertuie, vliegtuie en vlootskepe. Die hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, Roodzani Mapanwa, het al verskeie kere daarop gewys dat die regering met beperkte hulpbronne groot verantwoordelikhede moet nakom. Die SANW word nog meer ingespan vir grensbewaking, vredesendings in Afrika, rampverligting en die beskerming van Suid-Afrika se grondgebiede. Verdedigingskenners meen die hoër salarisrekening laat die weermag met te min geld om sy toerusting op standaard te kan hou. Verskeie vliegtuie, helikopters, vlootskepe en militêre voertuie benodig herstelwerk of gereelde onderhoud. Dit kan die weermag se operasionele gereedheid beïnvloed wanneer daar vinnig op noodsituasies gereageer moet word. Daar is ook kommer dat die verdedigingsbegroting oor die afgelope dekades nie tred gehou het met inflasie en die toenemende koste van militêre bedrywighede nie. Gevolglik word daar toenemend druk op die regering geplaas om die begroting te hersien sodat meer fondse beskikbaar kan wees vir toerusting, opleiding en die modernisering van die weermag. Ten spyte van die uitdagings bly die SANW 'n belangrike instelling wat 'n sleutelrol speel in Suid-Afrika se veiligheid en sy betrokkenheid by vredesinisiatiewe op die Afrika vasteland. 3 maande Saterdag in Philippi Oos op die Kaapse vlakte is doodgeskiet nadat gewapende aanvallers op hulle losgebrand het. Die voorval het in die Lower Crossroads gebied plaasgevind, waar die slagoffers by 'n vrugte- en groentestalletjie buite 'n woning gesit het. Volgens die polisie het 3 onbekende verdagtes die mans genader en verskeie skote op hulle afgevuur voordat hulle van die toneel af weggevlug het. Al 3 slagoffers het noodlottige skietwonde opgedoen en is op die toneel doodverklaar. 'n Woordvoerder van die Wes-Kaapse polisie, kolonel André Trout, het gesê die motief vir die aanval is nog onbekend. Provinsiale speler van die eenheid vir ernstige en geweldsmisdade ondersoek hierdie saak. Geen hegtenisnemings is tot dusver gemaak nie. Die polisie het sy sigbare teenwoordigheid in hierdie gebied versterk om verdere geweld of moontlike vergeldingsaanvalle te voorkom. Lede van die publiek wat inligting oor hierdie skietery het word versoek om die polisie se crime-stop nommer te kontak. Die voorval is die jongste in 'n reeks gewelddadige skietvoorvalle wat die Philippi Oos omgewing die afgelope maande getuister het, wat kommer oor bende geweld en gewapende misdade op die Kaapse vlakte verder laat toeneem het. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakosana Met, het haar optimisme uitgespreek na konsultasies met Pick n Pay oor die maatskappy se herstruktureringsprosesse en die moontlike impak daarvan op werksgeleenthede. Met het gesê die gesprekke was konstruktief en dat daar 'n gewilligheid onder alle betrokkenes is om die oplossings te vind wat werkverliese tot die minimum kan beperk. Die departement monitor die situasie noukeurig om te verseker dat werknemers se regte beskerm word en dat arbeidswetgewings nagekom moet word.
Pick n Pay die afgelope tyd verskeie uitdagings in die kleinhandelssektor ervaar en het reeds planne aangekondig om sekere bedrywighede te herstruktureer. Dit het kommer laat ontstaan oor die moontlike uitwerking op duisende werknemers reg oor die land. Die minister het beklemtoon dat die regering saam met die maatskappy, vakbonde en ander belanghebbendes sal werk om werksgeleenthede beskerm waar moontlik. Sy het ook gesê dat ekonomiese groei en werkskeping steeds 'n prioriteit vir die regering bly. Volgens Meth is daar rede vir versigtige optimisme in hierdie proses om op 'n verantwoordelike wyse te kan bestuur, met die fokus op die behoud van soveel moontlike poste vir die mense. Die Verenigde State het voorgestel dat 'n bykomende tarief van 12,5% op invoere uit Suid-Afrika gehef word as deel van 'n groter handelstransaksie wat 60 lande gaan raak. Die voorstel volg nadat Amerikaanse handelsowerhede bevind het dat verskeie lande nie genoeg doen om die invoer van produkte wat met dwangarbeid vervaardig is te voorkom nie. Suid-Afrika is een van die 60 lande wat deur hierdie voorgestelde maatreël geraak kan word. Die Amerikaanse regering sê die tariewe is nog nie finaal nie en openbare verhore sal in Julie maand plaasvind voordat 'n finale besluit geneem sal word. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Pakistan, het Amerika versoek om bewyse te verskaf van hierdie beweringe dat Suid-Afrika nie voldoende optree teen produkte wat met dwangarbeid vervaardig word nie. Indien hierdie tariewe ingestel word, kan dit Suid-Afrikaanse uitvoerders in sektore soos landbou, vervaardiging en mynbou raak deur hulle produkte duurder in Amerikaanse markte maak. Die moontlike maatreël vorm deel van 'n breër Amerikaanse handelsbeleid wat ook groot ekonomieë soos China, Indië, Japan, die Verenigde Koninkryk en die Europese Unie teiken. Volgens berigte en kommentaar uit die Protea se vrouekamp sê verskeie spelers dat Laura Wolvaardt nie die hele span alleen kan dra nie voor die komende T20 Wêreldbeker. Wat sê die spelers? Wolvaardt is 'n baie sterk kaptein en 'n topkolwer, maar spelers erken dat cricket 'n spansport is. Hulle voel ander kolwers en bowlers moet ook konsekwent bydra tot die span. Die Proteas het soms gewys dat hulle te afhanklik is van Wolvaardt se lopies. As hy te vroeg uitgaan, sukkel die span om groot tellings op te bou. Dit plaas baie druk op haar as kaptein en die spelers. Maar die span wil hê meer bydraes van middle-order kolwers, bowlers wat wedstryde kan afsluit, meer spelers wat 'n groot wedstryde opstaan, nie net een ster nie. Wolvaardt is die leier en sleutelspeler, maar die span sê hulle moet 'n geheel optree. Sy kan nie alleen die Proteas se suksese waarborg nie. Die Stormers se pad na die VRK het tot 'n einde gekom nadat hulle in die halfeindstryd met 11-20 teen die plaaslike Leinster span verloor het. Die wedstryd was fisiek en taktiese rugby op 'n hoë intensiteit met min geleenthede vir vrye spel. Leinster het van die begin af sterk druk toegepas en vroege beheer oor die veldposisies ingeneem. Die Stormers het hard probeer om terug te veg, maar het gesukkel om konstante momentum op te bou teen 'n goeie georganiseerde verdediging. Teen rustyd was die wedstryd nog binne bereid gewees, maar die tweede helfte het Leinster se doeltreffendheid in die sleuteloomblikke die verskil gemaak. Hulle het 'n kanse beter benut en die Stormers onder druk gehou met baie slim taktiese spel. Die Stormers het wel geveg tot die einde, maar fout op kritieke tye het hulle terugkeer moeilik gemaak. Die eindtelling van 20-11 weerspieël 'n wedstryd waar Leinster net meer klinies was. Die VRK se eindstryd is nou bepaal met die Blou Bulle wat teen die Ierse reuse Leinster in die finaal te staan gaan kom. Die Blou Bulle het hul plek in die eindstryd verdien na 'n nabyt oorwinning in die halfeindronde, terwyl Leinster hulle ervaring en taktiese dissipline gebruik het om die Stormers uit te skakel. Nou staan twee baie sterk spanne teenoor mekaar wat verwag word om 'n uiters mededingende eindstryd te wees. Die Bulle sal staat maak op hulle fisieke voorspelerspel en die direkte aanvalle, terwyl Leinster bekend is vir hulle strukturele spel, vinnige besluitneming en kliniese afronding. Hierdie botsing van style maak die eindstryd baie moeilik om te voorspel wie dalk kan wen. Ondersteuners aan albei kante verwag 'n intense wedstryd waar klein foutjies groot gevolge kan hê. Die span wat die druk beter kan hanteer en sy kanse kan omsit, sal waarskynlik as die kampioen gekroon kan word. Die jong Russiese tennisster Mira Andreeva het die Roland Garros 2026 vrou eindstryd gewen nadat sy die Poolse speler Maja Swalenska in die finaal gewen het. Andreeva het die wedstryd sterk begin en vinnig beheer geneem. Sy het die eerste stel gewen met goeie konstante spel van die agterlyn en het min foute gemaak. Swalenska het hard probeer terugveg en het van die begin af van die wedstryd goeie weerstand gebied, maar kon nie die tempo volhou nie. In die tweede stel het Andreeva nog sterker gespeel, sy het vroeg breekpunte gemaak en het die druk op Swalenska verhoog en haar aggressiewe houe en goeie plasing van die bal. Die Poolse speler het wel bly veg, maar het gesukkel om die Russiese speler sy ritme te breek. Uiteindelik het Mira Andreeva die finaal in 2 stelle gewen en so haar eerste Grand Slam titel ingepalm. Die oorwinning is 'n groot deurbraak vir hierdie jong speler en bevestig haar as een van die nuwe sterre in wêreldtennis. Kimi Antonelli het die Monaco Grand Prix gewen in 'n baie moeilike en chaotiese wedren.
Hy het van die beginposisie af weggespring en voorgebly. Daar was 'n groot ongeluk gewees waar die wedren gestop het met 'n rooi vlag. Na die begin het hy weer kalm gebly en voorgejaag. Lewis Hamilton het tweede gekom en Isaac Hadjar in die derde plek. Dit was Antonelli se 5de oorwinning in 'n ry gewees. Hy bly nou baie sterk in hierdie kampioenskap te wees. Die Blou Bulle het Saterdag met 22-21 teen die Glasgow Warriors gewen in 'n wedstryd wat tot die heel laaste minuut nie beslis was nie. Van die begin af was dit baie gelyk op rugby gewees. Albei span het hard aangeval en goed verdedig met min ruimte vir foute. Die Bulle het vroeg punte aangeteken en gelyk of hulle beheer het, maar Glasgow het stadig maar seker teruggeveg en die wedstryd weer oopgemaak. In die tweede helfte het die druk al hoe groter geword. Elke fout kon die wedstryd kos en het gevoel soos 'n regte toets van karakter. Die Bulle het egter vasgebyt en hulle verdediging op kritieke tye sterk gestaan. In die laaste minute was dit pure spanning gewees. Glasgow het probeer om die wenpunt te kry, maar die Bulle het hulle lyne gehou en net voorsprong beskerm tot die eindvletjie. Hierdie oorwinning is baie belangrik vir die Bulle, want dit wys hulle kan onder druk wen en nie maklik opgee nie. Vir Glasgow was dit 'n harde verloor, maar dit kon maklik andersom vir hulle gegaan het. Alexander Zverev het sy naam uiteindelik in die Grand Slam geskiedenis ingegraveer nadat hy die mans enkelspel op Roland Garros 2026 gewen het. In 'n dramatiese en uitputtende eindstryd het hy Italië se Flavio Cobolli na 5 stelle gewen om sy eerste Grand Slam titel te verower. Die finale het op 'n ikoniese rooi klei van Parys afgespeel en het van die begin tot die einde spanning gelewer. Zverev het sterk weggespring en die eerste stel oortuigend gewen, maar Cobolli het vinnig teruggeveg en die tweede stel ingepalm om die wedstryd weer oop te maak. Die derde stel was 'n fyn geveg met Zverev wat net die deurslag kon gee. Cobolli het egter weer sy ritme gevind in die vierde stel en die wedstryd gelyk gemaak, wat die titelstryd tot 'n beslissende 5de stel geneem het. In die laaste stel het Zverev egter sy ervaring en krag ten volle benut. Hy het vroeë breuke gemaak, sy diens stewig gehou en die momentum van sy opponent gebreek om uiteindelik die wedstryd met selfvertroue af te sluit. Die eindtelling met die intensiteit van die stryd weerspieël 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 en 6-1. Vir Zverev was hierdie oorwinning besonder betekenisvol. Na verskeie vorige Grand Slam finaal verliese het hy uiteindelik deurgebreek en bewys dat hy op die grootste verhoog kan wen. Die titel op Roland Garros met 'n keerpunt in sy loopbaan en bevestig sy plek onder die wêreld se topspelers. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan van Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1125, Polokwane 723, Lephalale 925, Mbombela 725, Mahikeng 823, Pretoria 922, Johannesburg 1021, Ermelo 421, Kalahari 1426, Gaborone 1124, Richards Bay 1227, Pietermaritzburg 926, Durban 1224, Port St Johns 1227, Pongola 1026, Maputo 1627, Bethlehem 417, Bloemfontein 719, Allewal Noord 619, Welkom 28 in die Mara, Vryburg 1023, Kimberley 1022, Appington 1324, Prieska 1322, Springbok 1019, Karasburg 1322, Keetmanshoop 1425, Mariental 1430, Alexander Bay 1121, Brandvlei 1121, Loedertz Bay 1323, Vredendal 1321, Kaapstad 13 en 16, Sutherland 6 en 13, George 1119, Jeffreys Bay 13 en 19, Geberra 1321, Graaff-Reinet 28, Kaaphooglas 1016, De Aar 1018, Molteno 414, Beaufort Wes 1119, Oos-London 1123, Mabalane 14 en 28. 'n Verkorte weervooruitsig vir vandag. Die Wes-Kaap koel tot matig warm, maar meestal sonnig. Die Noord-Kaap sonnig en koel met ligte winde wat sal waai. Die Oos-Kaap provinsie gedeeltelik bewolk, koel in die suide. Vrystaat sonnig en koel in die oggende, later aangenaam. Noordwes mooi weer met sonnige toestande. Gauteng sonnig tot gedeeltelik bewolk, koel in die oggend. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk en matig warm. Limpopo warm en meestal sonnig. KwaZulu-Natal sonnig tot gedeeltelik bewolk, matige temperature langs die kus. Die landbouvooruitsig, geen wydverspreide reën word verwag nie. Koue oggende bly moontlik oor die binneland met aangename wintertoestande gedurende die dag.
Ons markaanwysers lyk as volg: die rand verhandel teen R16.56 teenoor Amerikaanse dollar, die pond kos R22.08, die euro verhandel teen R19.07, die Australiese dollar kos R11.67, 'n yen kos 10 sent, platinum kos $1,798, palladium kos $1,264, goud kos $4,330 per fyn ons, silwer per fyn ons is $67.25, Brent ruolie per vat is $93.10. Gedagte vir die dag: begin jou maandag met geloof, dankbaarheid en vertroue. Moenie fokus op die struikelbrokke nie, maar op die moontlikhede wat voorlê. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.